dink ons is so dankbaar vir die pad wat die Here ons opgesit het, want jy kom baie keer en jy loop jouself in 'n muur vas met die stelsel wat jy geken het en jy kan nie verstaan hoekom kan jy nie net maar dieselfde paadjie volg wat jy mee groot geword het nie, en dan kom die Here en hy openbaar homself op so 'n wonderbaarlike manier aan jou dat hy eintlik 'n groter plan het vir jou gesin en hy wil jou herfokus op dit wat belangrik is en hy wil hê jy moet tyd aan jou kinders spandeer aan hulle karakter sodat hulle God kan leer ken, sodat hulle kan begin weet dat God die persoon die autoriteit in hulle lewe is en dit is waar volgens hulle lewensbesluite sal neem. Dit is waar al hulle toekomstige goed op geskwee sal wees en dit vat jou uit daai stelsel waar mense so gou vasgevang raak met reëls en regulasies en vakke en periodes en dit bring jou in 'n vryheid waar jy elke dag net op God se aanwysings jou kinders begin leer en groot maak vir die koninkryk. En die vryheid wat in dit lê is op die einde van die dag die kosbaarheid wat die Here in ons as ouers plaas, want ons ken ons kinders so goed, ons weet watter areas in hulle lewe hulle meer nodig het as in ander areas, en op die einde van die dag dan kom jy en jy gebruik iets soos Konos, wat net jou voertuig word om hulle by God uit te bring, en dat hulle God ken, en dat hulle God se hart ken, en hulle sal soveel beter toegerus kan wees vir die lewe as wat ek net sou gefokus het op vakke en periodes en ek moet al hierdie massas werk probeer deurwerk. Nou gebruik mense dit, daai selfde inligting omdat jy 'n goeie afgeronde kind wil hê op die einde van die dag, maar jy gebruik dit alles tot eer van die koninkryk.